Wat 'n voorreg het ons vanaand nie, om rondom die woord van die Here te kan stil staan. En vanaand se boodskap, die hoop breek deur 'n nuwe begin. En as ek so kyk, dan sien ek vraagtekens op baie van julle se gesigte. Maar ek wil vandag vir jou sê, die hoop breek deur. En daar's 'n nuwe begin. As jy wat hier sit vanaand, dit vat met al by jou hande. Amen. Amen. Ek lees vir ons in Klaagliedere 3 van vers 18 tot 33. Dit is 'n bietjie 'n lang stuk om te lees, maar as jy dit gehoor het, dan gaan jy agterkom. Waarvan praat ek vanaand? Dat die hoop deurbreek en daar's 'n nuwe begin. Kom ons lees, ons kyk wat sê die woord van die Here. Ek het gedink, dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Kom ons stop net gou daar. Is daar van julle wat dalk hierdie jaar so gevoel het? Ek sien koppe wat nik en ek sien hande. Dit is klaar met my. My hoop is verby. Gelukkig, die Here is daar. En omdat hy daar is, gaan daar vandag 'n deurbraak kom in jou lewe. Vers 19 sê, die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. Sien, hierdie ou wat hierdie gedagte geskryf het met gal met gif te doen gehad. So sleg en bitter het dit met hom gegaan. Het dit met van julle ook so gegaan? Ek sien kopbeskind en ek sien hande. Kom ons lees verder. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Maar dit sal ek tot harte neem. En om daai rede, bly ek hoop. Hoop jy nog steeds waar jy sit? Kom ons kyk die volgende vers. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Prys die Here daarvoor. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Probeer bietjie in die oggend vroeg opstaan en die aangesig van die Here soek. Dan gaan jy agterkom. Dit is elke oggend nuut. Hy gee dit nuut vir jou. Vers 24 sê, ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Halleluja. Die Here is my lewe. Sjoe, jy moet dit eintlik vir jouself sê. Sê dit vir jouself daar waar jy sit. Vat jouself op die bos en sê, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Die Here is goed, vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Volgende versies. Dit is goed om geduldig te wag op die Here. Dit is goed vir die mens om sy las in sy jeug te dra. Jong mense, hoor mooi wat sê die woord van die Here daar. Dit is goed om die las te dra terwyl jy jonk is. Want as jy oud word, is dit moeilik en swaar. Praat maar met die ou mense, hulle sê jy dit verduidelik en vertel. Laat hy hom diep verootmoedig. Miskien is daar hoop.
laat hy sy wang draai vir wie hom slaan. Sjoe, en nou, wil jy gaan jy doen? Ek wil nou. Laat hy maar oorvloedig smaad ondervind. Sjoe, hier is 'n moeilike, hierdie versie van 'n man wat nog fight fit is. Hoor my, is dit 'n baie moeilike vers. Want die Here Jesus het gesê, as die ou jou hier op hierdie wang slaan, draai die ander wang, gee hom die ander wang. Kyk daar wat staan daar. Dat hy sy wang draai, vir wie hom slaan. En dan, laat hy maar oorvloedig smaad ondervind. Dis moeilik. Kom ons kyk die volgende versies. Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. Jo, ek moes dit in rooi gesit het. Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. As hy beproewing oor 'n mens bring, of gebring het, ontferm hy hom weer, want sy liefde is groot. Dit is teen sy sin dat hy mense in ellende en beproewing bring. Sjoe, mense, hierdie woord wat die Here hier gee, in vers 33, is so groot, dat jy moet regtig bedink, dit wat die Here daar sê, dit is teen sy sin, dat hy mense in ellende en beproewing bring. Die woord van die Here is baie keer so onpeilbaar, dat ek en jy so sukkel om dit te verstaan. Daarom het hy sy Heilige Gees gestuur en het hy gesê, ek gaan julle nie wees los nie. Ek stuur my Gees, my Heilige Gees, om met julle te wees, sodat julle kan verstaan dit wat in my woord staan. Nou hierdie digter het sy eie situasie nie mooi verstaan nie. Want die wyse wat hy hier geskryf het, en waarop hy hier geskryf het, wys vir my en jou, dat dit was 'n op en af van die digter gewees. Maar, weer 'n keer, deur die beproewing wat die Here op elke mens se pad stuur, wil hy vir my en jou om bemoedig uit sy woord uit. Selfs al is dit baie keer teen sy sin, hoor mooi, teen sy sin, doen hy dit, juis om ons na hom toe te laat draai en te laat kom. Die Here se liefde en ontferming is standhoudend. Sy liefde is daar elke dag, elke oomblik, elke keer wat jy jou oog knip, is God se liefde daar. Elke asemtuig wat jy intrek en uitblaas, is hy by jou. Dis nuut, dis vars, elke oggend. Soos wat die dag, daai son opkom, en vanaand wanneer hy weer ondergaan, so is God se liefde, en sy trou, sy genade, daar vir my en jou. Wat moet ek en jy doen? Ek en jy moet dit gryp, en dit koester, en in ons hart bære. Vers 24 is 'n paar goed wat uitgestaan het. En daar staan mooi geskryf, die Here is my lewe. Die Here is my lewe. Maar dit kan ook vertaal word,
die Here is my deel. Is hy vanaand jou deel? Daar waar jy werk, daar waar jy is, wat jy ook al doen, is die Here jou deel? Dis 'n uitdrukking wat 'n afleiding maak van die toedeling van 'n grondgebied. Hoor mooi, daai wat hy sê, die Here is my deel, kom uit 'n heel anderste gesprek wat die Here gehad het met die stamme van Israel. Daar in Numeri 18, wat hy sê, en hy praat hier met Aaron, ook het die Here vir Aaron gesê, jy sal in hulle land nie erwe nie. Dink jy, wat sal gebeur as jy skielik hoor, ek gaan nie 'n erfdeel kry van my pa of my ma of van wie ook al nie? Dink jy dit gaan in jou hart lekker afgaan? Ek glo nie. En dis presies daar wat Aaron oorgekom het. Hy gaan nie erwe nie. Maar toe kom die Here en hy sê, en jy sal geen deel onder hulle hê nie. Dis is nog 'n ekstra klap wat hy gekry het. 'n seer gedeelte. Maar toe kom die Here en hy sê vir Aaron, ek is jou deel. Hier's iets anders. Die Here kom en hy sê vir Aaron, jy gaan niks erf daar, of jy gaan niks kry daar nie. Maar al wat jy gaan kry, jy gaan my kry. Ek is jou deel. En jou erfenis onder die kinders van Israel. Ek dink toe Aaron dit hoor, toe spring sy hart, toe jubel en juig hy in sy hart. Onthou wat die Here vir jou sê vanaand, ek is jou deel. Maak nie saak wie wat sê om jou nie. Die Here is jou deel. Vir die digter sê die Here hier, dat as alles ander dinge van hom af weggeneem is, het hy nog steeds die Here. Hulle kan vanaand alles van jou vat. Hulle kan jou huis leegdra. Hulle kan alles vat. Jy het nog steeds die Here. Het jy hom in jou hart? Hou hom vas. Hy is joune. Want daar is hoop waarop ek en jy ons kan vestig. Nou kom vers 25 tot 27 en daar spring 'n woordjie uit. Herhaaldelik. Goed. Eers is die Here goed. Kom 'n bietjie sien. Wie was die Here goed gewees hierdie jaar wat verby is? Ek glo ons almal. Prys die Here. En nou sê hy, dit is goed vir die mens om op die Here te wag. Wag jy op die Here? As jy nie op die Here wag nie, dan weet ek nie wat doen jy nie. Dan wag jy op niks. Maar as jy op die Here wag, kry jy nuwe krag. Jy kry nuwe hoop. Jy kry vrede. Jy kry geluk en jy kry wysheid hoe om die dag verder te hanteer. En dit is goed om die las in sy jeug te dra. Dink 'n bietjie mooi toe jy jong was en jy jou hart vir die Here gegee het. Hoe vurig het jy die Here aanbid? Ek praat nou 'n bietjie met die ou mense.
Hoe vurig het jy vir die Here diens gedoen? Hoe gewillig was jy vir die Here? En toe kom die ouderdom, die swaar loop, die moeilik opstaan in die oggende. Wat doen ons? Het ons die goedheid van die Here vergeet? Toe ons nog jong was? Nee, ons kan dit nie doen nie. Ons moet nog steeds daai vuur in ons hê, in ons ouderdom, moet ons nog steeds die vuur van die Here in ons hê, sodat die mense in ons jonger geslag kan sien hoe dit lyk om die Here te aanbid in gees, in siel en in waarheid. Die jong mense moet dit kan sien. Hulle moet kan sien, hoe steek ek my hande op, hoe aanbid ek die Here. Hulle moet dit kan sien. So ek en u moet onthou waar ons in die jong mens was, teenoor waar ons vandag is. Jong mense moet dit onthou, dat hulle die Here in gees, in siel en in waarheid moet aanbid. Dit is wat die Here van my en jou verwag. Dit is dieselfde om op die Here te bly hoop, as om na sy wil te vra. Here, wat wil U hê vir my? Wat wil U hê van dit? Here, hoe nou? Waar nou? Vra die Here na sy wil. En dan as ek dit gevra het, Here, ek sit my hoop op U. Ek vestig nou my hele wese op U, want dit is waar my hulp vandaan gaan kom. Daar kan geen hoop op die Here wees, as 'n mens nie 'n ernstige voorneme het, om volgens sy wil te lewe nie. Juis dit, net daai, maak dit moontlik, dat ek en jy, die dag van môre kan ingaan, met daai hoop in ons binneste, wat die Here daar plaas. Amen. Daarom is dit ook beter, tussen hakies, goed vir die mens, om dit reeds van jongs af 'n lewenshouding te maak. Reeds van jongs af is dit 'n goeie ding om die Here te dien. Ek dank die Here. Ja, ek het hom ontmoet toe ek nog kind was. En die Here het my bewaar en beskerm al my jare. En ek was ook maar stout. Ja, daar was tye in my lewe toe ek 'n jong man was, waar ek maar stout was. Maar dank die Here, hy het my omgekeer. En toe hy my omkeer, toe's daar hoop vir my. 'n hoopvolle toekoms. En waarvoor ek die Here vandag dankie kan sê, dat ek het my voete geanker daar in Jesus Christus, en dat ek my vasgehou het, terwyl ek nog 'n jong man was. En daarom hier waar ek op my ouderdom staan, kan ek die Here al die dank en die eer gee, dat hy my deurgedra het. Vers 29 sien ons 'n uitdrukking. Miskien is daar hoop. Miskien. Is daar regtig miskien hoop vir jou? Here, ek weet nie. Ek weet nie, Here. Is daar hoop? Is daar hoop vir my toekoms? Is daar hoop vir my? Here, ek weet nie. Hier kom twyfel op weer deur. Ek en jy moet pas op. Ons moet nie twyfel nie. Want daar is hoop in die toekoms. Daar is definitief 'n uitkoms vir my en vir jou. Maar ek en jy moet vashou daaraan. Vers 31 tot vers 33. Daar's
'n woordjie daar, of 'n sinnetjie, hy sê, die sin van die lyding. Die sin van die lyding. Lyding in die sin van beproewing kom van die Here. As ek en jy in beproewing kom, wat gebeur? Want die Bybel praat van beproewing. Beproewing is 'n toetsing. Die Here toets ons. En as hy ons toets, wat kyk hy voor? Hy kyk na my en jou se karakter. Hy kyk na ons geloof. Hoe volhard ek en jy in die geloof. En dan kyk hy na ons geestelike rypheid. Hoe lyk jou geestelike lewe? Daai lewe wat in jou hart moet wees. Hoe lyk dit? Jakobus 1 vers 2 tot 4. Hy sê, my broeders en my susters, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. So, is ek bly as ek in 'n beproewde situasie is ek bly daaroor? Of wat maak ek? Here, hoekom het jy my nou weer in hierdie gemors ingedruk? Dan raak ons opstandig. Vers 3, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan word, of kan kom, sonder tekortkominge. Hoekom het ons tekortkominge? Hoekom het ons swaar? Hoekom het ons moeilik? Want ons pas nie die Bybel se waarhede in ons harte toe nie. As ek en jy daai Bybelse beginsels toepas, dan sal ons nie tekortkominge hê nie. Daar is dit geskryf in die woord van die Here. Dit is 'n positiewe deel van die gelowige se lewe. Dit is positief. Alhoewel daar baie negativiteit is, oralste. Wag, man, jy kan nie glo hoe lyk dit daar buite nie. Die wêreld is besig om te vergaan. Laat dit vergaan. Hoe lyk jou lewe? As die wêreld gaan vergaan, onthou, jy gaan saam met die wêreld vergaan. Maar as jou lewe reg is, wat gaan gebeur? As Jesus kom om jou te kom haal, gaan jy saam met hom. Prys die Here. Jy gaan nie agterbly nie. So jy moet gereed wees daarvoor. Jakobus 1 vers 12. Salig is die man wat versoeking verdra. Jo, hoor mooi daar. Hierdie kom uit die bergprediking ook van Jesus. Waar hy sê, salig is jy. Salig is jy. Is jy salig vanaand? Ja, ek kan salig wees. Maar die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Jy moet daai vers in jou Bybel met rooi gaan onderstreep. Jakobus 1 vers 12. En jy moet daai Bybel van jou elke aand op daai vers ophou en begin bid. Sê, Here, ek wil 'n kroon eendag hê. Maar help my om elke dag se versoekings te kan weerstaan in die naam van die Here Jesus Christus. En ek, die duiwel
teer kan staan in alles wat hy na my toe bring. Dan sal jy 'n kroon van die lewe ontvang. En jy sal dit kry, want die Here beloof dit. Dis nie miskien nie. Hier is 'n belofte in die Bybel, wat die Here vir my en jou gee. Al is dit moeilik, en bring dit dikwels pyn. Dit bring pyn, baie pyn. Versoekings bring pyn. Ja, verseker. En hy bring lyding. Maar onthou, hou jou oë op die Here. Soek hom. Soek sy hulp. Gee jou hand vir hom. En hy sal jou deurdra. Nie miskien nie, hy sal jou deurdra. Jy moet hom net vertrou. Want as hy sê, kom, laat ons regs of links draai, dan moet jy nie sê, Here, maar ek wil regs gaan. Vertrou hom, want hy ken die pad. Jy ken nie die pad nie. Ek ken nie die pad nie, ek weet nie hoe lyk hy nie. Maar ek weet hoe hy lyk, wanneer ek God se woord vat, wat vir my 'n lig op my pad bring. En die oomblik as ek hom daar het, en ek hom begin gebruik, dan vertrou ek die Here, en dan weet ek, daar is hoop vir die toekoms. Daar is hoop vir my, vir die lewe. Jakobus 1 vers 13 tot 15, ek haas my, ek is amper klaar. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie. Hoe baie meer kere gebeur dit? Te veel kere gebeur dit, dat Christene wat in versoekings kom, sê, dis God se skuld. Ek word deur God versoek. Nee, want God kan nie verlei word nie. En self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei, hoor mooi, deur sy eie begeertes van sy hart, hierdie kant hier binne, wat hom aanlok en saamsleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as die sonde ryp word, loop dit uit op die dood. Waar kom versoeking vandaan? Waar kom dit vandaan? Weet jy, die duiwel kom en hy wys vir jou iets. Hy wys dit. En dan kom die Here en hy laat dit toe, dat die duiwel dit vir jou wys. En as die duiwel dit vir jou gewys het, wat gebeur? Hierdie komputerboks hierbo begin werk. En as hy begin werk en draai en allerhande touwtjies en goed begin by mekaar sit, dan vorm dit 'n begeerte. Hoorie, maar ek wil graag, ek wil kyk, maar ek wil ook nie kyk nie. Ek wil kyk, maar ek wil ook nie kyk nie. Ek wil kyk en ek wil ook nie kyk nie. En ek wil kyk, maar wag, ek mag nie kyk nie. Maar ek wil kyk. Wat gebeur? Die begeerte dwing my om daai ding te doen. En die oomblik as ek dit doen, het ek moeilikheid. Dan het ek moeilikheid. Hoekom? Want eers, hoor gou mooi, stel hy duidelik dat die mens nie die skuld vir God moet gee nie. Was dit God wat gekyk het? Wat gesê het, kyk? Nee. Was dit die duiwel wat gesê het, jy moet kyk? Nee. Wie het gekyk? Ek het gekyk. Ek.
Ander woorde, ek kan nie God skuld gee nie. Ek kan ook nie die duiwel skuld gee nie. Ek moet myself skuld gee, want ek het gekyk. Ek het begeer. Ek was die ou wat stout was. Ek was die een wat verkeerd gemaak het. En daarom moet ek en jy so versigtig wees. Vir wie ons die skuld gee, wanneer ek en jy in versoeking kom. Ja, daar staan in die Here se gebed, en lei my nie in versoeking nie. Ek vra dit. Jesus self het daai gebed vir my en jou gegee, die Onse Vader. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Maar God laat toe dat daai versoeking na my toe kom. Hoekom? Want hy wil my toets. Hy wil my en jou se geloof toets. En hy wil kyk hoe sterk is ons geloof in hom. Nie in daai versoeking nie. Nee, in hom. Want as hy versoeking kom, dan moet ek en jy kan sê, stop. Tot hier toe, nie verder nie. In Jesus naam, gaan verby. Het jy daai wil om dit te doen? Het jy daai wil om te sê, ek wil nie. Ek staan terug. Here, asseblief help my. Verlos my van die bose. Die Here is getrou en regverdig, hy sal dit doen. Maar dan moet ek en jy hom toelaat, om in te kom en te kom sê, hier is ek sal jou help. En dan, ek en jy moet nie onsself probeer om te verontskuldig, om te sê, maar is nie eintlik ek nie. Dit was eintlik die Here, of dit was nou eintlik die duiwel. Nee, dit was jy man. Jy het gekyk, jy het begeer, en jy het gevat. Dit was nie die Here of die duiwel, dis jy. So ek en jy moet baie versigtig wees. Ek en jy gaan pa staan vir dit wat ons verkeerd gedoen het. Die sondes wat ek en jy gedoen het, gaan ons voor pa staan. So vanaand moet ek en jy besef, dit wat ek in 2025 verkeerd gedoen het, gaan ek voor pa staan, as ek nie vanaand kom en sê, Here, ek is baie jammer, kom vergewe my. Vergewe my, Here, dit wat ek verkeerd gedoen het. Here, kom help my, kom maak my skoon. En dis waar die nuwe begin gaan begin. Die nuwe begin gaan kom, wanneer ek en jy kan erken, dat dit is my skuld, dat ek stout was. Dis nie die Here nie, dis nie die duiwel nie. Ja, die duiwel was die oorsaak, hy het vir jou dit gekom, voor die, anderwoorde, hy het dit op 'n tafel kom neerlê, maar het jy die keuse gemaak, jy het gekies, ek en jy kies, en daai keuse, wat ek en jy maak, kan of reg wees, of verkeerd wees. Hang van jou af, wat kies jy? Kies jy die lewe in Christus Jesus, of kies jy die dood, die ewige hel? Nou hier waar ons op die vooraan staan, van 'n nuwe jaar, het ons almal baie nuwe gedagtes. Ek kan onthou, daar was 'n tyd dan,
ons hier so in die middel van die nag wakker is, dan besluit ons almal, okay. Ons praat nou maar 2025, 2026. Besluit ons nee. Daai tyd was ek nog baie stout. Besluit ons nee. 2025. As ek die laaste bier gedrink het en ek het hom neergesit en ek gaan 2026 in en ek het lag gedrink. Net om daar aan die kant. Toe 2026 se klappers klap en alles gaan aan. Wat gebeur? Die manne druk 'n yskoue bier in my hand. Wat gebeur? Hey, geseënde voorspoed vir jou vir die volgende jaar. En dan gaan ons nog weer aan waar ons opgehou het. Hoeveel mense maak 'n besluit? Nou, hier in die ou jaar, dan kom hulle, hier in die nuwe jaar, dan het daai besluit wat daar geneem is, agterweeg gebly. Want ek is nou in 'n nuwe jaar, nou gaan ek maar net weer aan waar ek opgehou het. 'n Nuwe begin. Aaron het 'n nuwe begin gekry. En sy nuwe begin was waar? Ek sal jou deel wees. God het hom gesê, ek sal jou deel wees. Die Here kom vanaand, hier in 2025, en hy vra vir jou, wat daar sit, dieselfde vraag. Is jy bereid dat ek in 2026 ook jou deel sal wees? Die Here vra dit vanaand vir jou. Hy vra dit vir my. En wat gaan ek en jy doen? Die hoop het deurgebreek. Daar's 'n nuwe begin. En ek en jy staan vanaand voor 'n nuwe begin. Want as vanaand se klok slaan, en ons sê vanaand bye-bye vir 2025, dan is daar 'n nuwe begin in ons almal se lewens. En wat gaan ons met daai nuwe begin maak? En ek sluit af. En ek wil vanaand vir jou vra, daar waar jy nou sit, dat jy sal vashou aan die Here, met alles wat jy het in jou binneste, met jou hele menswees. Hou vas aan die Here, want glo wat ek vanaand vir jou sê, ons tye hier in Suid-Afrika gaan nie makliker word nie. Dit gaan al hoe moeiliker word vir my en jou vorentoe. Hoe nader ons aan die wederkoms van Jesus Christus is en kom, hoe moeiliker gaan dit word vir my en jou. Die vervolging gaan al hoe meer strenger en moeiliker word. Ek en jy aan die Here, ek en jy moet aan die Here vashou. Met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele wese, en ons moet die Heilige Gees vasgryp en aan hom gehoorsaam wees in die jaar wat kom. God wil jou deel wees. Is jy bereid om deel van daai deel te wees? Kom ons lei die woorde saam.